ons amptelik met Johannes hoofstuk 4. Ons het afgesluit laasweek met Johannes hoofstuk 3. En ek dink ons het met nogal 'n belangrike gedeelte van Johannes afgesluit. So die doel van die boek het ons nou al oor en oor vir mekaar gesê, is sodat mense tot geloof moet kom. En ek dink hy is daarop, net die volgende slide. Hy kom. As hy sê hierdie tekens is wel opgeskryf sodat julle tot geloof kan kom dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en sodat julle deur aan te hou glo in sy naam lewe kan hê. Maar dan vra ons onsself die vraag, hoe kom ons by die punt uit waar ons aanhou glo? Hoe kom ons by die punt uit? En ek dink die gedeelte wat vir ons die hoe antwoord, is die gedeelte waarmee ons laasweek afgesluit het. Johannes 3 vers 30 tot 36, en hy's nie op die bord nie, ek gaan dit net gou-gou vir julle weer lees. Maar hierdie is die kardinale stuk, en as jy die res van die boek van Johannes uit hierdie oogpunt uit lees, dan gaan die boek vir jou groot dinge beteken. Hy sê weer, en julle het dit laasweek gehoor, hy moet meer word en ek minder. Die een wat van bo af kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde uit is uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, maar niemand aanvaar sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het plegtig bevestig dat God waaragtig is. Want hy, vir wie God gestuur het, spreek die woorde van God. God skenk immers die Gees, nie in geringe mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe, maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Inteendeel, die toorn van God bly op hom. En hierdie is die uitkykpunt van die boek Johannes. Dis as ons weet dat dit wat hy kom sê het, sê hy nie net omdat hy van die aarde af kom nie, maar sê hy omdat hy uit die hemel uitkom. As dit ons uitkykpunt is, gaan die boek vir ons iets anders te beteken. So, hoofstuk 4 vers 1. Toe Jesus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels. En dan stop vers 2 net daar. Dit klink so amper bietjie asof wat wil jy nou gesê het, maar daar's 'n belangrike ding wat ons hierin moet sien. So hierdie is een van die teksgedeeltes wat die slim wêreldse mense daar buite voor jou sal hou, en dan sal hy vir jou sê, kyk, net 2 hoofstukke na mekaar weerspreek die woord homself. Want juis in die vorige hoofstuk, juis in hoofstuk 3, was hierdie die issue gewees, want wat Johannes se disippels gehad het, is dat Jesus doop meer mense. Al die mense wat gedoop word by Johannes, gaan nou om na Jesus toe om deur hom gedoop te word. Dit is in hoofstuk 3. Dan kom hoofstuk 4 en hy sê, toe Jesus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jesus nie self gedoop het nie. Hoofstuk 3 sê hy het gedoop, hoofstuk 4 sê hy het nie gedoop nie. So wat is dit dan nou? Het hy gedoop of het hy nie gedoop nie? En ek dink, hulle gebruik dit, die slim mense gebruik dit om hierdie idee by ons te skep, dat die woord is nie waaragtig nie. Die woord weerspreek homself. Maar sien, wat Johannes eintlik hier doen, is eintlik baie slim. In plaas daarvan om die egtheid van die woord kwesbaar te maak, in plaas daarvan om dit in gevaar te stel, sê hy hierdie juis om dit te beskerm. En ek gaan vir julle verduidelik hoekom. Sien, dit was wel bekend in daardie dae, dat as jou disippels, as die mense onder jou iets gedoen het, dan het hulle dit in jou naam gedoen. Dan was dit asof jy dit self gedoen het. En ons is bekend met hierdie tipe goed, want ons sal goed sê soos, so en so het daai besigheid van die grond af opgebou. Of daai pastoor het daai kerk gebou. Maar hy het nie 'n sent, hy het nie 1 steen bo op 'n ander een gelê nie. Maar tog sê ons, hy het die kerk gebou, hy het die besigheid gebou. En dit was presies die situasie wat hier gebeur het. Jesus, sy disippels het gedoop, maar dit was eintlik Jesus se disippels het die doopwerk gedoen, maar in die naam van Jesus Christus, asof dit deur hom gedoen is. Nou hoekom sou julle sê
het Jesus nie self gedoop nie. As julle nou 'n wille raai moes skiet, terwyl ek 'n sluk van my rooibos tee vat, kan julle 'n geleentheid gebruik om te preek. Dis een van die moontlikhede dat daar te veel mense was. Ek meen, as Johannes se disippels opgelet het, dat hoorie so ons begin nou 'n probleem raak, almal gaan soontoe, dan is die kans goed dat daar te veel mense was. Ja, hier kom ons nou nader aan 'n ding. So ons sien die woord sê nie spesifiek hoekom Jesus nie gedoop het nie. So ons sal nooit 100% die waarheid weet nie. Hierdie is my opinie rondom wat hier gesê word. So Paulus maak 'n stelling en hy gee vir ons 'n idee oor wat hier gebeur het. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 11 spreek Paulus die gemeente aan in Korinte en hy raas met hulle. Hy sê en hy praat met hulle juis oor hierdie issue oor wie gedoop was. Hy sê, hoekom roem julle daarop dat party van julle deur so en so gedoop was? En party van julle roem dat julle deur Paulus gedoop is. En party van julle roem dat julle deur hierdie persoon gedoop is. Die issue wat hulle gehad het, was nie met die doop nie, maar hulle het rangorde getrek. Want sien, ek was deur Paulus gedoop. So dit maak my sê belangriker. En ek was deur so en so gedoop. En dit maak my sê belangriker. Hulle het hierdie doop gebruik om mekaar te manipuleer en te sê, maar jy was sommer deur 'n niks werd gedoop nie, jy het nie eintlik sê in die kerk nie, maar ek. En ek dink dit is moontlik dat Jesus geweet het, dat as hy sekere mense gedoop het en sy disippels ander, dan hier iewerste na sy kruisiging sou mense begin opstaan en gesê het, maar ek was deur Jesus gedoop. Julle moet vir my luister. Maar ek, Jesus Christus se hande self het my gedoop, so ek het meer gesag, ek het 'n hoër rang as die res van julle. En dan sou hulle die doel van die doop heeltemal gemis het. Want sien, al het Jesus hulle persoonlik gedoop, as hulle in hulle harte nie verander het nie, sou dit nie 'n verskil gemaak het. Want sien, die doop gaan nie oor die hande wat jou doop nie. Dit gaan nie oor die water waarin jy gedoop word nie. Dit gaan nie oor die kerkgebou waarin jy gedoop word nie. Dit gaan oor niks anderste as het jy regtig verander hier binne nie. Ons wil so vinnig roem in titels en dinge. As dit hier binne vrot is, beteken jou titel niks. As dit hier binne nie reg is nie, kon jy maar die doop geskiep en dan het jy gegaan vir 'n vinnige swem. Jesus sê, niemand moet rang kry nie, daar's 'n rede hoekom hy nie gedoop het nie. Dit gaan oor die persoon se persoonlike verandering. Vers 3 sê, hy het Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Ons sien in vers 1 en 2 dat die Fariseërs het op Jesus se spoor gekom. Die Fariseërs het ook ag geslaan op die feit dat hier begin nou 'n groot groep mense vir Jesus volg en groepe was vir hulle 'n bedreiging geweest. Want onthou, hulle was die alleenmag, die geloofsmag geweest in Israel. En as daar groepe opduik en ontstaan wat hulle nie kan beheer nie, dan stel dit amper hulle mag, hulle autoriteit in gevaar. So hulle begin toe agterkom dat Johannes die Doper is nou nie meer hulle grootste vyand nie. Johannes die Doper is nou nie meer hulle grootste bedreiging nie, dis nou Jesus Christus. En omdat Jesus weet dit is nog nie sy tyd vir konflik nie, het hy gekies om te onttrek uit die situasie uit. Nou hier is 'n baie spesiale ding wat ons sien in Jesus se optrede. Weet julle dat Jesus het genoeg krag en autoriteit gehad om in plaas daarvan om te onttrek uit die konflik uit, dit te kon aanspreek. Hy het die titel gehad, hy het genoeg kennis gehad, hy het genoeg geestelike autoriteit gehad, maar wat doen hy? Hy let op dat die Fariseërs begin gevoelens van konflik teenoor hom ontwikkel, en in plaas daarvan om hulle te sê, kom, laat ons nou mekaar aanspreek, kom ons vat hierdie ding kop aan kop, onttrek hy homself uit die situasie uit. Nou, ek wil vir julle 'n teksgedeelte lees en dis van my gunsteling gedeeltes. Ek probeer om nie in 'n gestryery met mense in te gaan nie, juis as gevolg van die teksgedeelte.
Spreuke 29 vers 9 tot 11. Sê wanneer 'n wyse man 'n hofsaak maak teen 'n dwaas, sal die dwaas heftig raak en hom beledig. Daar sal nie kalmte in die hofsaal wees nie. Moordenaars haat opregte mense. Eerlike mense help mense wat eerbaar lewe. 'n Dwaas bars uit van woede. Iemand wat wys is, hou homself in toom. As jy reageer deur heftig te raak en te wil begin beledig. As jy reageer en jy wil begin seermaak met jou woorde, as jy uitbars in woede, is jy nie besig om op te tree soos iemand wat deur die Gees gelei word. Die woord sê jy is besig om 'n dwaas te wees. So ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net, ons almal kan daaraan dink. Ek kan aan 'n geval dink, ek sal nou nie die detail met julle deel nie. Maar dink aan die laaste onder onsie wat jy gehad het met iemand. Dink aan die laaste gestryery of die laaste konflik wat jy met iemand gehad het. En dan werk jy vir jouself uit in daai situasie, wie was jy? Was jy die dwaas? Of was jy die wyse man? Want sien, Jesus het nie gesê vir sy disippels, wag julle hier, ek gaan net gou-gou met hulle my gevoel deel nie. Ons gebruik daai verskoning. Ek gaan net vir hulle gou verduidelik hoe ek voel oor hierdie saak. Hy doen dit nie. Hy bars ook nie uit van woede nie. Hy voel ook nie gedwing om homself te verdedig nie. Hy onttrek en gaan bedien iewers anders. Ek hoef nie julle konflik kop aan kop te face nie. As jy na my toe kom met groot woorde en woede en uitbarstings, gaan nie reaksie gee nie. As jy kan kalmeer en jy kan met my kom praat soos 'n wyse mens, dan kan ons 'n gesprek hê. En dis presies wat Jesus hier doen. Sien, Jesus onttrek nie uit vrees uit nie. Hy gaan nie van die een plek na die volgende omdat hy bang was vir wat die fariseërs vir hom sou bring nie. Hy onttrek want hy was bewus van sy missie. Hy onttrek as gevolg van missiebewustheid. Hy besef, ek kan nie nou konflik maak nie, want as ek nou konflik maak, gaan hulle te vroeg op my keus wees. As hulle te vroeg op my keus is, gaan hulle my te vroeg kruisig. As hulle my te vroeg kruisig, gaan ek nie die boodskap daar uitkry nie, gaan my disippels nie voorbereid wees nie. Hy's besig om slim op te tree en te weet, konflik nou met die fariseërs, nie die regte tyd. En daar is tye wat jy moet opstaan. Daar is kere wat jy moet sê, genoeg is genoeg en ons kan nie verder aangaan nie. Maar tot dan is dit ook nie 'n verskoning om heftig te raak. Om te begin skree en beklei en te skel nie. Sien, nie elke geveg is jou geveg nie. En ek dink meer mense in hierdie lewe kan dit besef. Ek hoef nie almal te fight wat met my wil kom fight nie. Ek hoef jou nie te engage nie. Ek kan kies om nie in die bokskruit in te klim nie. En buite te staan terwyl jy jouself moeg hardloop daar binne. Ek gaan nie saam beklei nie. Dit is nie nodig vir my om te beklei nie. Sien, nie elke geveg is jou geveg nie. As jy teen alles beklei, gaan jy op die punt kom waar jy jou roeping mis. Want jou lewe gaan een geveg na die volgende geveg, na die volgende geveg wees. Dis nie waarvoor jy geroep is nie. Vers 4. Hy moes egter deur Samaria gaan. Hoofstuk 4 begin met klomp sulke kort versies. En dit klink amper asof ons net nie wegtrek in die boek nie, maar hier's belangrike detail in hierdie teksgedeelte, want wat net een versie is, wat net 1, 2, 3, 4, 6 woorde is, het net so lang betekenis en invloed op wat eintlik nou gebeur in die teksgedeelte. En kom ek verduidelik dit vir julle. Julle al ooit gelees van die konflik tussen die Jode en die Samaritane? Julle al agtergekom hier's bietjie spanning tussen hulle. Julle al ooit gewonder hoekom was daar spanning gewees tussen hulle? Weet julle waar kom die spanning vandaan? As ek nou by die hoërskool was, ek sê het R50 vir die vraag. Nee, ek het nie R50 nie, net nou is iemand reg. 722 jaar voor Christus
besluit die Assiriërs om Israel binne te val. En hulle vat 'n groot gedeelte van die Joodse bevolking as slawe in ballingskap onder hulle mag in. En hulle los 'n klein groepie daar in Israel. Maar die oorblywende groepie los hulle nie alleen nie. Hulle stuur 'n klomp soldate en hulle beveel hierdie soldate om onder die Israeliete te gaan woon en daar te gaan introu en onder hulle te gaan leef en 'n nasie te skep sodat die Assiriese mag nie net in Assirië bekend is nie, maar dat dit ook dan nou hier begin. En lang storie kort, dis waar die Samaritane ontstaan het. Hulle is half Jode, half Assiriërs. En vir die Jode was dit amper erger geweest. Plus was julle maar nou net heeltemal Assiriërs geweest, maar nou is julle amper hierdie half Jood, half Assiriërs. En vir die Jode was dit verskriklik erg geweest. En as dit nie erg genoeg was nie, het die Samaritane nog steeds vasgehou aan die eerste 5 boeke van die wet. Hulle het nog steeds geglo in Moses. Hulle het nog steeds geglo in dieselfde God. Hulle het nog steeds die Pentateeg gehad. Die Pentateeg is maar nou net die groot woord vir die eerste 5 boeke van die Bybel. Hulle het ook gewag vir die Messias. So hulle het alles geglo wat die Jode geglo het. Hulle was net nie heeltemal Joods gewees nie. En dis wat dit vir die Jode so erg gemaak het. En om nou die cherry op die koek te sit, omdat die Samaritane verbied was uit die tempel uit, het hulle eie tempel gemaak. Hulle eie tempel gebou op die berg Gerizim. Nou ek spreek dit 10-1 verkeerd uit, maar dis nie belangrik hoe mense dit uitspreek nie. Wat belangrik is wat hulle met hierdie berg gedoen het. Want sien toe hulle nou hierdie aparte tempel maak, waar hulle dan nou aanbid, toe begin hulle so bietjie die pad byste raak. En skielik herskryf hulle gedeeltes van die eerste 5 boeke, hulle herskryf gedeeltes van die Pentateeg, en skielik, as jy hulle weergawe lees, dan was die tuin van Eden ook op hierdie berg gewees. Hy was daar. So nou verdraai hulle die woord ook. En Noag se ark, raai waar het hy geland? Bo op die berg. En ek gee julle een raai. Hierdie vraag is verniet, jy kry niks vir hom nie. Waar dink julle, volgens hulle, het Abraham vir Isak gaan offer? Op daai berg. 50. Sien, vir die Jode was dit baie erg geweest. Nie net is hulle hierdie mengsel tussen Jood en Assiriër nie, nie net glo hulle in dieselfde goed nie, maar hulle verdraai dit ook nog. Vir die Jode was dit so erg, dat as hulle van Judea af na Galilea toe moes loop, dan sit Samaria hier mooi in die middel. Dan het hulle 'n hele ompad geloop, want hulle het geweier om deur Samaria te loop. Hulle het nie eens die woord Samaritaan in 'n gesprek gebruik nie, dit was gereserveer vir 'n vloekwoord. So het hulle die Samaritane gehad. En wat doen Jesus? Hy beweeg van Judea af, Galilea toe, en hy besluit, ek gaan nie omloop nie. Nie omdat hy lui is nie. Nie omdat hy 'n kort pad wil vat nie. Maar julle weet, na daar het hy 'n bo-natuurlike afspraak gehad. A divine appointment, sou ons sê in Engels. En die verhaal wat ons hier kry, is die perfekte voorbeeld van hoe om teenoor iemand te getuig. Hoe getuig ek teenoor iemand wat nie dieselfde as ek glo nie? Wat sê ek dan nou vir hom? Want sien, ons kry hierdie kontras. Ons kry hierdie kontras tussen hoofstuk 3 en hoofstuk 4. In hoofstuk 3 deel ons met 'n man wat wil glo. Man, dis 'n lekker gesprek. Dis 'n baie aangename gesprek as iemand in my kantoor instap en sê, pastoor, ek ken nie Jesus Christus nie, maar ek wil graag. Man, dis 'n maklike gesprek dan. Dan is dit amper eenvoudig. Dan kan ek my stoel losmaak en so 'n bietjie agteroor lê en dan kan ek hom sê, wat wil jy weet? Maar wat doen ek as ek met iemand praat en hulle sê, maar nee, wie? Wie is Jesus Christus? Hoekom moet ek hom glo? En dis die kontras wat ons sien tussen Nikodemus en die vrou wat Jesus by die put kry. Ons sien dis wat nou gaan gebeur hierna. Hy gaan nou hierdie vrou raakloop
En sien in 3 praat ons van 'n geloofsleier, Nikodemus. In hoofstuk 4 praat ons van 'n sondige vrou wie se naam nie eers genoem word. In hoofstuk 3 sien ons dat Nikodemus is kalm en nuuskierig. In hoofstuk 4 sien ons dat die vrou is vurig en teenstrydig. Sy's nie lus vir praatjies nie. In hoofstuk 3 praat Jesus met Nikodemus in die koel van die nag. Daar's 'n aandbriesie wat waai en hy verwys na die wind. In hoofstuk 4 sien ons dis die hitte van die dag. Dis warm. Dis nie lekker nie. In hoofstuk 3 begin Nikodemus die gesprek met Jesus. In hoofstuk 4 begin Jesus die gesprek met die vrou. Sien Nikodemus is godsdienstig alreeds. Hy's 'n man, hy's invloedryk en sy naam is genoem, maar sien die vrou het sonde. Is sosiaal uitgestoot en is naamloos. En alhoewel daar hierdie massiewe kontras is, alhoewel daar hierdie groot verskil is, weet julle wat is die een ding wat hulle in gemeen het? Beide het wedergeboorte. Wedergeboorte en die goeie nuus en die bloed van Jesus Christus is nie eksklusief vir 'n enkel groepie, vir 'n klein groepie mense bedoel nie. Dis nie net gemaak vir die Nikodemusse wat nuuskierig kom vra nie. Dis nie net vir die mense wat voel, maar ek wil Jesus Christus ontmoet nie. Hierdie goeie nuus wat Jesus bring, die evangelie, sy bloed, gemaak vir die ou wat dit ook nie wil hoor nie. Jy hoef nie bang te wees om dit te deel nie. Dis vir hom gemaak, hy moet dit hoor, of hy dit wil hoor of nie. Sien, daar's nie 'n stel reëls rondom evangelisasie nie. En dalk moet ons eendag 'n woordskool aanvat en vir oom Jan en tannie Yvonne vra om ons te sê, wat is die verskillende tegnieke? Wat is die verskillende maniere hoe ons iemand benader? Want sien, daar's nie 'n stel reëls wat sê, as jy stap 1, 2, 3, 4, 5 van hierdie boekie volg, dan sal jy iemand bereik nie. Daar is nie so enkel stap nie. Daar's die enigste konstante is, almal het Jesus nodig. Almal het nodig om te hoor van sy goedheid. Almal het nodig om te hoor van sy bloed. Almal het nodig om te hoor dat hy is die lewende water en as jy van hom drink sal jy nooit weer dors word nie. Almal het nodig om te hoor, soos wat Nikodemus gehoor het, van wedergeboorte in die koninkryk. Almal het nodig, dis die enigste konstante. Want sien self Jesus het mense verskillend benader. Hy het Nikodemus op 'n manier hanteer en hy het hierdie vrou op 'n ander manier hanteer. Vers 5 en 6. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar. Naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis, het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Nou hierdie fontein, as jy vir ons net na die volgende een toe kan gaan. Dankie Marlene. Dis bietjie klein nou. Maar hierdie is die landstreek. En daar in die middel sal julle sien daar so 'n plein staan daar Jacob's Well. Nou dis presies waar Jesus vandaan gekom het. Die rooi wat daar uitgemerk is, dis die huidige gedeelte van daai landstreek waar daar verskriklike oorlogvoering nog is. Hulle noem dit in die Engels the West Bank. Daar's nie 'n skietstilstand nie. Daar skiet en beklei hulle nog al die pad. Maar die fontein is net daar in die middel. En dit is een van die min geskiedkundige plekke van die woord van die Bybelse tyd, wat as jy vir jou 'n helmet kry en jy hardloop vinnig, sal jy nog daai put daar kry. Hy bestaan vandag nog. En ek kan net dink hoe spesiaal sou dit gewees het om tot by hierdie put te kom. En te weet dat hierdie klippe 10-10-1 deur Jesus ook aangeraak het. Dat hy 10-10-1 ook hier gestaan het. En 10-10-1 die stof in die grond wat hier lê, was hy ook by gewees. Maar in elk geval, ons sien iets spesiaal. Ons sien iets
van Jesus se mens wees. Sien Johannes 1 hoofstuk 1 van Johannes bevestig nie net die goddelikheid van Jesus Christus nie, maar die menslikheid ook. En hier sien ons dit met ons eie oë. Jesus Christus, die seun van God die Vader, wat ook self God is uitgeput na die reis. Hy's moeg gestap. Sy voete is ook seker seer. Hy wil ook bietjie gaan sit en net 'n blaaskansie vat en net rustig wees. En sien, dis nie net ek en jy wat moeg word. Jesus self word ook moeg. Hy word ook soos ons en dit bevestig eintlik 'n ander teksgedeelte in die woord vir ons so mooi. Sien, want Jesus Christus is moeg. Hy's uitgeput na die lang reis. En wat doen hy? Hy verrig seker een van die grootste wonderwerke wat 'n mens kan verrig. En dis om iemand tot die geloof te bring. Sien 2 Korintiërs 12 vers 10 sê, ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Jesus kom tot op hierdie laagtepunt in sy vlees en doen 'n wonderlike ding. Wanneer jy moeg en oorlaai is, en ons het vanoggend ook bietjie daaroor gepraat, juis dan gebruik God jou vir groot goed, vir baie groot goed. Jy sien Jesus, in die teksgedeelte lees verder, Jesus het net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Nou, dit was nie 6 uur die oggend nie. Die Joodse tydslyn was opgedeel in fase van, wil dit begin by 6 uur die oggend. So as jy dan nou van 6 uur die oggend af tel 6 ure by, dan was dit om en by 12 uur die middag. So dit was regtig warm geweest. En daar's 'n rede, vrouens het gewoonlik vroeg in die oggend gegaan en ek is seker daarvan, as julle nou die Chosen reeks gekyk het, sou julle gesien het die vrou wat daar aankom, sy's moeg, sy's sweet, sy's warm. En gewoonlik sou die vrouens water gaan haal het en hulle sou gekies het om of vroeg die oggend of laat die aand te gaan, want dan is dit nie so warm nie. En die vrou kies 12 uur die middag. En volgende week gaan ons uitkom by die rede hoekom sy hierdie tyd gekies het. Sy het sonde gehad. Sy was verwerp. Sy was uitgestoot gewees. Sien, dit is juist die effek wat sonde op ons het. Sonde vervreem jou van jou naastes. Sonde stoot jou uit. Nie die mense nie. My naaste stoot my nie uit nie. Wat my uitstoot is hierdie swaar skuldgevoel wat ek ronddra. Dit stoot my uit. Die las van sonde maak dat ek voel, ek kan nie kerk toe gaan nie. Net nou weet iemand. Ek kan nie selgroep toe gaan nie. Net nou weet iemand. Ek kan nie gaan koffie drink saam met hierdie mense nie. Ek kan myself nie blootstel nie, want ek het sonde. Hierdie vrou se sonde het gemaak dat sy 12 uur die middag moes gaan water haal het. Sonde doen dit aan my en jou ook. Vers 7 en 8 sê, daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep. En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Nou ek wil vir julle hierdie stelling vra. Jesus Christus, die een wat die gewer is van elke goeie gawe. Jesus Christus, die een wat in Matteus later in Matteus vir 5000 mans en hulle vrouens en kinders kos gee met net 'n paar visse en broodjies. En dan nie lank daarna nie vir nog 4000 mense kos gee. Jesus Christus wat vir my en jou voorsien op bonatuurlike maniere, op maniere wat vir ons nie sin maak nie, wat ons nie kan verstaan nie, is honger. En wat doen hy? Sit hy daar by die put en hou sy hande by mekaar en as hy dit oopmaak is die broodjies? Nee, wat doen hy? Hy stuur sy disippels dorp toe om te gaan kos kry. Hoekom? Hoekom nie net 'n wonderwerk daar doen nie? Hoekom nie net daar 'n wonderwerk doen en vir hulle kos bonatuurlik maak nie?
Hy stuur sy disippels dorp toe om kos te gaan koop. Want Jesus het nooit ooit 'n wonderwerk gedoen vir sy eie voordeel. Hy het nooit ooit sy krag gebruik vir sy eie voordeel nie. Sien, as jy jou gawes gebruik om jouself te bevoordeel, beweeg jy nie in die gees van Christus. Dit wat vir jou gegee is vir jou gegee om verniet uit te deel. Dit wat vir jou gegee is vir jou gegee verniet moet jy dit weer gee. En daar's 'n gedeelte in Matteus wat vir ons opgeskryf is, wat hierdie kom bevestig. En dit is die gedeelte in Matteus 4, toe Jesus versoek is. Vers 3 van Matteus 4 sê, toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe in brood moet verander. Die vyand kom na my en jou toe en hy sê vir hierdie klippe om in brood te verander, gebruik jou gawe tot jou voordeel. Julle dink dis dalk vreemd. Daar's mense aanlyn wat profetiese woorde verkoop. Weet julle dit? Daar's mense wat heilige water vat, heilige water, en dit dan vries, en dit verkoop teen duurste, en dan saam met dit stuur hulle 'n profesie, dan sê hulle, vat hierdie ysblokkie en sit hom op jou bedkassie, en dan as jy môreoggend wakker word en die ys het gesmelt, dan het jou profesie waar geword. Dit klink ver. Ek was in hierdie dorp 'n profesie gestuur per e-pos. En in hierdie e-pos onderaan baie mooi vir my gesê, uitgespel dat die profeet moet geëer word. En as daar enige donasies, finansiële donasies vir hierdie profetiese woord is, dan sal hulle dit opreg waardeer. 'n Gevaarlike plek om te wees. Dis nie net daar oor see nie. Jesus Christus het nie vir 'n oomblik sy kragte of sy gawes gebruik tot sy eie voordeel nie. So hoekom sal ons dit wil doen? Dalk besig om myself uit 'n salaris uit te praat. Sien, Jesus se antwoord op die vyand is genoeg rede vir my en jou om ons eie persoonlike gebede ernstig te heroorweeg. So sy volgende woorde is, maar hy antwoord, daar staan geskrywe, van brood alleen sal 'n mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Soveel keer in al ons gebede bid ons en ons vra, Here, ek wil hê. Ek wil dit hê en ek wil dat hê. En as jy jouself nou in die situasie moet sit, al wat jy dan nou eintlik bid, is jy bid en vra, Here, vat hierdie klippe en verander dit in brode asseblief. Dis nie wat Jesus gedoen het. Wat Jesus doen is hy kom na die Vader toe, of hy antwoord die vyand, hy sê, dit gaan nie oor wat ek wil hê of nie wil hê nie. Dit gaan oor wat God vir my gegee het, is genoeg. Jesus sit langs die put, en hy besef, ek kan nie hierdie gebruik vir my eie voordeel nie. Wat God vir my gegee het, is genoeg. En wat ook al die disippels gaan kry, dis oukei. Ek hoef nie nou 'n wonderwerk te doen om my liggaam te voed nie. Dit gaan nie oor wat ek wil hê nie. Dit gaan oor wat God gee, is genoeg. Vers 9. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe is dit moontlik dat u, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie. Ons het nou gesien, wat is die geskiedenis, hoekom die Jode voel, hulle kan nie met die Samaritane meng nie. Maar hoekom dink julle was Jesus Christus in hierdie oomblik nie 'n gentleman nie?
Hoekom het hy nie aangebied om die waterval te skep nie? Dit sou vir ons beter gepas het by die prentjie van wie Jesus Christus is. Dit sou beter gepas het by die teksgedeelte van vanoggend, julle wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. Dit sou vir ons in ons denke beter gepas het as Jesus Christus vir haar gesê het, ek kan sien jy's moeg, dat ek vir jou water skep. Hoekom doen hy dit nie? Hy wou vir haar lewende water gegee het. Dis een rede. Sien, Jesus demonstreer iets hier wat vir ons as mense moeilik is, nie net om te verstaan nie, maar om te aanvaar ook. Jesus sê, gee vir my. Nie omdat hy water soek nie, maar omdat hy haar hart soek. Hy weet dat as hy 'n gedeelte van haar hart kan kry, en julle moet my asseblief mooi volg hier, as jy de mekaar raak, steek jou hand op en vra, pastoor, begin oor. Hy soek 'n gedeelte van haar hart, want hy besef as hy 'n gedeelte van haar hart kan kry, kan hy haar red. Sien, ons as gelowiges mis soms die punt hier. Wanneer ons iemand wil vertel van die goeie nuus, wanneer ons iemand na Jesus Christus toe wil lei, dan wil ons na hom toe stap en ons wil hom sê, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou lewe vir jou makliker maak? Hoe kan ek dit vir jou meer geriefliker maak? Want ons dink, as ek vir iemand die lewe beter maak, dan sal hy meer ontvanklik wees om te hoor. En ek kan vir julle 'n paar voorbeelde noem van situasies waar dit nie die realiteit is nie. En dalk kan oom Jan en tannie Yvonne saamgetuig hier, baie keer wil jy kos uitdeel en dan sê mense vir jou nee dankie. Ek soek nie kos nie. As jy nie vir my geld het nie, wil ek nie met jou te doen hê. Jy kan nie altyd na mense toe gaan en sê, wat kan ek vir jou doen sodat jy ontvanklik kan wees vir die evangelie nie. Jesus Christus doen iets anders nie. Soms moet jy nederig wees en toelaat dat iemand jou help. Soms moet jy 'n stukkie van jouself neerlê sodat iemand anderste 'n stukkie van hulle self vir jou kan gee sodat jy kan agterkom wat gaan in hulle hart aan. Sien, en Jesus weet dat daar waar jou skat is jou hart. En as iemand iets van jou skat deel, as iemand iets van sy skat met jou deel, die vrou gaan haal water. Water is baie belangrik, ons weet dit. As jy nie water drink nie, het jy nie baie tyd oor nie. En dit is warm. So Jesus vra vir die vrou, doen 'n bietjie ekstra moeite vir my. Doen dalk vir my iets. Het jy al gewonder, hoekom voel jy so goed, nadat jy iets goeds gedoen het vir iemand anderste? Want jy het 'n gedeelte van jou skat gedeel. En Jesus Christus weet, as ek hierdie vrou kan kry om tot op daai punt te kom, waar sy voel, sy doen iets vir my, en sy kan 'n gedeelte van haar skat met my deel, dan is 'n gedeelte van haar hart kort agter dit. En as ek 'n gedeelte van haar hart kan kry, dan kan ek haar red. Sien, dit klink dalk nog bietjie de mekaar, maar kom ons gebruik die woord om die woord te verduidelik. Numeri 10. Moses berei voor om die Israeliete uit Egipte uit te lei en na die beloofde land toe te vat. En daar ontstaan 'n gesprek tussen hom en sy swaar. Nou sy swaar is 'n Midianiet, net soos sy skoonpa. Hulle is nie gelowiges nie. En Moses begin hierdie gesprek met hom. Moses het vir Gobab, seun van Reuel, Moses se skoonvader, die Midianiet gesê, ons gaan nou wegtrek na die plek waarvan die Here gesê het, dit gee ek vir julle, kom saam met ons. Ons sal vir jou goed wees, want die Here het net goeie dinge aan Israel beloof. Dis die eerste tegniek wat ek en jy gebruik, wanneer ons iemand van Jesus Christus wil vertel. Ons wil vir jou iets bied. Kom ek gee vir jou 'n bord kos. Kom ek sorteer iets vir jou uit. Kom ek stap die ekstra myl vir jou. Kom ek doen iets vir jou en dan sal jy oop en ontvanklik wees. Maar hier sien ons, dis nie die realiteit nie. Moses bied eers vir Gobab aan en hy aanvaar nie. Hy sê nee, ek kan nie. En dan verander Moses sy tegniek. Vers 30 van Numeri 10. Gobab het vir hom gesê, ek sal nie saamgaan nie, maar eerder na my land en my familie terugkeer. Moses het geantwoord, moet ons asseblief nie verlaat nie.
want jy weet waar ons kan kamp in die woestyn, en jy kan ons oë wees. Sien julle die tegnieksverandering? Eers bied Moses vir hom iets aan, en hy aanvaar dit nie. En dan sê Moses, okay, maar nou moet ek iets anders te doen. Ek gaan vulnerable wees. Ek het jou nodig. Ek het nodig dat jy my help met iets. Sien, ek sal nooit weet of my ouma my vergewe het vir die dag nie. Ek kon in haar gesig sien, sy was nie heeltemal gemaklik nie. Maar ek het nog altyd in 'n Amanzimtoti 'n ding gehad vir die karwagte. Ek en die karwagte was groot chommies gewees. Ek het gereeld afgegaan en met hulle gaan praat, en daar was een karwag gewees, sy naam was Bigfoot. Hy was net so hoog, met net so stel voete. In elk geval, ek en hy kon nie lekker praat nie, want ek het nie 'n woord verstaan wat hy sê nie, en ek het ook nie altyd, hy het nie altyd verstaan wat ek sê nie, so daar was nie veel kommunikasie nie, maar ons harte het met mekaar geconnect. En ek het aanhou vir hom goed gebring, en aanhou vir hom goed gegee, en ek het aanhou vir hom gevra, wat kan ek vir jou doen? En ek het tot so ver gegaan, en dis die dag waaroor ek nie weet of my ouma my sal vergewe of nie, dat ek het hom opgevat tot in my woonstel in, ons woonstel. En ek het vir hom gesê, Bigfoot, asseblief, nou was jy jouself. Nou spring jy deur 'n bad. Ek dink nie ek het ooit weer daai handdoek gesien nie. Maar sien, dit het vir hom net soveel beteken. Want keer na keer het Bigfoot dan maar teruggegaan na sy gewoontes op die straat. Keer op keer het hy maar nou net teruggegaan en weer gewees wie hy was. Die eerste taktiek werk nie altyd nie. Soms moet jy jouself neerlê en die mindere wees. Sien, en toe besluit Gobab dat hy sal nou maar saamgaan. Hy sal Moses hulle vergesel op hierdie reis na die beloofde land toe. En weet julle wat is die wonderlike nuus? So verder in Rigters, ek dink dis Rigters 4, lees ons dat die nageslag van Gobab saam met die Israeliete in die beloofde land is. Toe Gobab besef dat nie net het hulle my nodig nie, maar ek het 'n doel hier. Ek hoort hier. Ek het 'n plekkie hier. Kon sy hele nageslag gered word as gevolg. Sien, ons hoef nie elke keer mense storm op te loop en te sê, hoor hierso, die pad wat jy loop, jy's besig om hel toe te gaan nie. Ons gaan hemel toe. Ons hoef nie altyd vir mense te sê, hoor hierso, spring op hierdie wa, want dis die beter wa. Ons is reg, julle is verkeerd. Hierdie is die beter pad. Jy hoef nie dit altyd vir iemand te sê nie. Soms moet jy net besef dat ek kan nederig wees vir iemand anders te sê, ek het jou nodig. Ek het nodig dat jy my help asseblief. Want dis wat Jesus hier met die vrou by die put kom doen het. Hy het nie vir haar gevra vir water omdat hy te moeg was om sy eie water te kry nie. Hy het nie vir haar gevra vir water omdat hy te lui was of omdat dit te warm was of omdat dit maar nou net 'n vrou se plek was om water te kry nie. Hy het vir haar gevra sodat sy uit haar eie uitvoel, ek het iets goeds gedoen. Ek het iets goeds gedoen. En soms moet ons trots sluk ter wille van die ander persoon en sê ons het jou nodig. Jou talente, jou vermoëns, ons het dit wat jy het ons nodig. En jy sal so baie vir ons beteken. Want as iemand sy skat met jou deel, dan deel hy met jou sy hart ook. En ek wil afsluit met die volgende. En dis dalk 'n uitdaging. Wie is daai een persoon wat jy ken, naby aan jou, wie jy nog nie kon deurdring met die goeie nie? Wie is die een persoon wat nog nie gebyt het, maak nie saak hoeveel keer jy aangebied het om iets vir hulle te doen nie, maak nie saak hoeveel keer jy jou beste gegee het om die lewe vir hulle maklik te maak.
Wie is daai een persoon wat net nog nie gebyt het nie, al het jy alles gedoen? Ek wil vir jou vanaand sê, hier is jou volgende taktiek. Kry die persoon iets vir jou te doen. Nie manipuleer hulle. Om iemand te forceer om vir jou te kom werk, gaan eintlik niks uitgerig kry nie. Moenie daai kaart speel om te sê, moet hulle ook nie eers, en dit klink nog baie erg. Moet dit nie doen vir betaling. Kry iemand, kry daai persoon om uit die goedheid van sy hart uit iets vir jou te kom doen. Want as hy sy hart met jou deel, as hy sy skat met jou deel, kan jy gedeelte van sy hart ook ontvang. Wees nederig genoeg. En hier is die ding wat ons moet onthou. Dis nie moeilik. Soms moet jy nederig genoeg wees om te besef ek hoef nie altyd die sterk een in die gesprek te wees. Ek hoef nie die een te wees wat die gesprek lei nie. Ek hoef nie die een te wees wat die voortou vat nie. Ek hoef nie die een te wees wat hierdie persoon druk vir antwoorde en vraag op vraag vra nie. Soms wil die Here net hê moet jy stil sit en luister. Ek gaan dit nou nie weggee hoeveel keer nie, maar ek gaan vir julle sê baie keer. En ek gaan ook nie weggee met wie almal nie. Maar baie keer het mense al met my 'n afspraak kom maak vir berading. En dan dink ek was my som totaal 3 woorde gewees. Hi, 4 woorde. Hoe gaan dit? Die res was hulle gewees. Hulle het net gepraat en gepraat en gepraat en vrae gevra en dit self geantwoord en probleme opgebring en dit self opgelos. Soms moet jy net daar wees om te luister. Jy hoef niks eens te sê nie. En die Here het klaar vir hulle die antwoord gegee. Hulle moet dit net sê en self hoor. En dan stap hulle uit en sê, "Sjoe, dankie jy. Dit het nou vir my baie besteek, pastoor." En dan baie keer sal hulle sê, "Ons sal onthou wat het jy gesê." Sal dit doen. Dink ek, ja, right. Ek het niks vir jou gesê nie, maar gaan groot. As Jesus die behoeftige plek kon inneem, hoekom kan ek en jy nie? Hy was nie te trots te sê, maar ek het hulp nodig. Ja, hy het 'n doel agter dit gehad. Hy het 'n agenda agter dit gehad. Maar ons is soms te trots om te sê, "Ag, wil jy my nie kom help? Wil jy nie, kom gee my 'n hand." En dan hoor jy iemand se hart. Ons sit net so dan bid ons dan. Here, ons loof U en ons prys U, Here. Here, vir die gedeelte van U hart wat ons vanaand gesien het. Here, ons het gesien dat in U hart, Here, ken U elkeen van ons en ken U elke persoon so goed, liewe Heer, dat U presies weet wat nodig is om die persoon te nader. Here, U ken ons so goed dat Here, U weet presies wat ons nodig het. Here, U weet hoe om met ons te werk. Here, U weet wanneer ons 'n harde woord nodig het en wanneer ons 'n sagte woord nodig het. En Here, wanneer ons net bietjie raad of advies nodig het en wanneer ons teregwysing nodig het. Here, U is die God bo alle gode, die koning van die konings, Here, en U ken ons. En U weet wat ons nodig het. Soos wat U die vrou by die put geken het. En geweet het wat sy nodig het. Here, mag ons harte vanaand oorloop van dankbaarheid teenoor U. Teenoor die wete dat U het ons so lief en ken ons so goed. Dankie, Here, vir die wonderdade wat U uitrig vir ons elke dag. Dankie dat Here, dat U so goed na ons kyk en voorsien in alles wat ons nodig het. En Here, dankie dat U voorsien in die goed wat ons nie eens besef ons nodig het. Here, soos wat U vir hierdie vrou, soos wat ons volgende week gaan bespreek, gaan voorsien met lewende water. Here, so baie dankie dat ons hierdie week al kan sê, dankie Here vir die lewende water wat kom. Here, dankie dat U dit vir ons gee, al besef ons nie ons het dit nodig nie, Here.
Here, so baie dankie dat U vir ons gee wat ons nodig het en nie altyd wat ons wil hê nie. Ons loof U en ons prys U daarvoor. En ons bid dit in U almagtige naam alleen. Amen.